Welkom by Leer Ken God, my naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 20 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om van sy woord oop te maak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Die opskrif is straf vir verskillende misdade. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Jy moet ook aan die kinders van Israel sê, elkeen uit die kinders van Israel of uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef wat van sy kinders aan Moloch gee, moet sekerlik gedood word. Die volk van die land moet hom stenig. Is alweer Moloch, né? Ek moet seriously gaan oplees oor Moloch. En ek sal my aangesig teen die man rig en sal hom uitroei onder sy volke uit, want hy het van sy kinders aan Moloch gegee om my heiligdom te verontreinig en my heilige naam te ontheilig. En as die volk van die land hulle oë maar enigszins toemaak vir die man as hy van sy kinders aan Moloch gee, sodat hulle hom nie doodmaak nie, dan sal ek my aangesig rig teen die man en sy geslag, en ek sal hom en almal wat agter hom aanhoreer, om agter Moloch aan te horeer, uitroei onder hulle volk uit. En as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, om agter hulle aan te horeer, sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Dis nou die tweede keer wat die Here praat van waarsêers, so dit is definitief 'n sin om 'n waarsêer te gaan sien. Vers 7, toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is die Here julle God. En onderhou my insettinge en doen dit, ek is die Here wat julle heilig. Want elkeen wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy het sy vader of sy moeder gevloek, sy bloedskuld is op hom. As dit tot vandag toe nog so was, dan het baie mense dood gegaan, en jy kry mense met hulle ouers, mense so party mense, nie almal nie. En as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen, sekerlik gedood word. En as 'n man met sy vader se vrou gemeenskap het, het hy die skaamte van sy vader ontbloot. Hulle albei moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. Dis nou nasty. En as 'n man met sy skoondogter gemeenskap het, moet hulle albei sekerlik gedood word. Hulle het 'n gruwelike vermenging bewerk. Hulle bloedskuld is op hulle. En as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, en soos 'n mens met 'n vrou het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. So, as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, is dit iets gruweliks. Sorry. Vir die, julle weet wat. My halfbroertjie is gay. So, maar ek is nie, 'n mens mag nie judge nie, is teen die Bybel, so, of teen God, dis verkeerd om te judge, so ek gaan nie judge nie. Vers 14, en as 'n man 'n vrou en haar moeder neem, is dit 'n skandelike daad, hulle moet hom en die twee met vuur verbrand, daar mag geen bloedskande onder julle wees nie. En as 'n man vleeslike gemeenskap het met 'n dier, moet hy sekerlik gedood word, en die dier moet julle doodslaan. En as 'n vrou naby enige dier kom, om daarmee dit te doen, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. Dit is nasty. Okay. En as 'n man sy suster neem, sy vader se dogter of sy moeder se dogter, en haar skaamte sien, en sy skaamte sien, is dit 'n skande. Daarom moet hulle voor die oë van die kinders van hulle volk uitgeroei word. Hy het die skaamte van sy suster ontbloot.
hy moet sy ongeregtigheid dra. En as 'n man met 'n vrou gemeenskap het wat onwel is en haar skaamte ontbloot, het hy haar fontein ontbloot en sy die fontein van haar bloed, dan moet hulle albei uitgeroei word onder hulle volke uit. Jy mag die skaamte van jou moeder se suster en van jou vader se suster nie ontbloot nie, want hy het sy bloedverwante ontbloot, hulle moet hulle ongeregtigheid dra. En as 'n man met sy tante gemeenskap het, het hy die skaamte van sy oom ontbloot, hulle moet hulle sonde dra, sonder kinders sal hulle sterwe. En as 'n man sy broer se vrou neem, is dit bloedskande. En as 'n man sy broer se vrou neem, is dit bloedskande. Hy het die skaamte van sy broer ontbloot, sonder kinders sal hulle wees. Onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarin ek julle bring, om daarin te woon, julle nie uitspieg nie. En julle mag nie wandel in die insetting van die nasie wat ek voor julle uit verdrywe nie, van al hierdie dinge het hulle gedoen, daarom het ek 'n afskeid van hulle gekry. En ek het vir julle gesê, julle is hulle land in besit, en julle sal hulle land in besit neem. En ek sal dit aan julle as besitting gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek is die Here julle God wat julle van die volke afgesonder het. Daarom moet julle 'n onderskeid maak tussen die rein en onrein diere, en tussen die onrein en rein voëls, en maak julle self nie 'n gruwel deur diere, of deur voëls of deur enige iets wat op die aarde verroer nie, wat ek vir julle afgesonder het, deur dit onrein te verklaar. En julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig. En ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. En as daar in 'n man of vrou 'n gees van afgestorwene is, of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word, hulle bloedskuld is op hulle. Dis die einde van Levitikus 20. Nou hierdie, waar hulle sê, en as daar 'n man of 'n vrou 'n gees van 'n afgestorwene is. Ek verstaan die gees van waar sê, of 'n gees wat waar sê, ek verstaan die gees wat waar sê. Maar wat is die gees van 'n afgestorwene? Ek weet, ek gaan seker nog daar kom in die Bybel. Ek dink as jy doodgaan, dan is jy dood. Jou siel gaan rus of iets. Iewers in die Bybel sê dit. So wie is die gees van die afgestorwene? Wat die Here van praat? Kan dit 'n demon wees? Die enigste verduideliking wat ek het. Dis die einde van Levitikus 20. Ek leer baie. Ek hoop julle leer baie. Tot 'n volgende video.